Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Wat dink jy kos dit vir iemand om 'n burger van Suid-Afrika te word? Nou geld en tyd gewys. Jy mag dalk onmiddellik dink aan die papierwerk en die hoeveelheid geld wat jy voorheen moes spandeer het om 'n paspoort te kry of 'n ID-dokument te kry. En dalk in jou brein dink jy, maar weet jy wat, dit sal seker maar 'n bietjie meer kos en natuurlik gaan dit heelwat langer vat as om 'n paspoort of 'n ID-dokument te kry. Vir tussen R500 en R3000 kan jy sommer vinnig 'n burger raak as jy die regte mense by binnelandse sake ken. Na 'n ondersoek in binnelandse sake is daar bevind dat sommige personeel 'n ekstra R4 miljoen per jaar gemaak het, terwyl hulle nog 'n salaris van rondom by R25000 per maand verdien het. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, sê hierdie ondersoek laat lei dit of binnelandse sake al vir die laaste 20 jaar lank nie reg bestuur word nie en bedrog en korrupsie het maar die heeltyd geseëvier. Nou, dis seker nie skokkende nuus nou om te hoor dat die departement van ons land is vol korrupsie en bedrog nie, maar dit sit sekere dinge in perspektief. Soos byvoorbeeld, glo jy regtig waar dat die populasie van Suid-Afrika net 64 miljoen mense is? Of hoeveel kriminele terroriste en hierdie tipe mense is nie nou al lekker gevestig in Suid-Afrika met 'n Suid-Afrikaanse burgerskap nie? Kaderaanstellings is maar nog steeds 'n ding met die nuutste wat kom uit die Vrystaat uit. 'n Man met 'n kriminele rekord vir bedrog van R5 miljoen is aangestel as die uitvoerende hoof van 'n hospitaal en hy het ook geen mediese geleerdheid of ondervinding nie. 'n Uitvoerende hoof wat 6 jaar ondervinding het, was van die hand gewys. Politiese druk was glo toegepas op die lede van 'n paneel wat die aanstellings moes doen. Daar was ook gesê dat kriminele rekords nie in ag geneem mag word nie. Daar was al klaar vervalde medisyne aan 'n 9-jarige kind gegee by die hospitaal onder leiding van hierdie ongeskikte uitvoerende hoof. En dan wil die ANC nog hê ons moet onder die NHI, 'n breedvoerige een mediese diens vir almal in ons land hê waarvoor die belastingbetaler gaan moet betaal. Nee, dankie. Dit gaan net van sleg na nog meer belaglik toe in die politiek. Action SA het glo vir 'n veldtog met mense op die straat gepraat om te hoor oor wat hulle dink van hierdie politieke party. Die terugvoering was goed en die man op die straat is sommer baie tevrede gewees met Action SA en hulle sê hulle gaan definitief vir hulle stem kom dit by weer stemtyd. Maar Action SA is nou uitgevang dat die man op die straat eintlik hulle eie lede was waarmee hulle gepraat het. En dit was glad nie so lukraak gewees soos wat daar voorgegee word met hierdie onderhoude nie. En dan laastens, die ANC het 'n mooi skool gebou. Kan jy dit nou oorvertel? Maar daar moet 'n maar wees, nê? Maar dit staan dolleeg, nie met die stoele en die tafels en die soort ding nie. Daar is genoeg van dit binne die skool. Dit staan dolleeg van studente. Die Tshwane Metro of Pretoria Metro sit die blame op die Gautengse skooldepartement. En dan nou weer die Gautengse skooldepartement blameer nou weer vir die Pretoria Metro. Albei kante sê dat die ander kant nog sekere papierwerk moet invul en dat hulle nie die skool kan afteken sonder hierdie papierwerk nie. Voel ons land nie partykeer vir jou soos 2, 7 of 8-jarige oue kinders wat met mekaar stry oor nonsens nie en dat daar net 'n ouer persoon of 'n verantwoordelike persoon moet opstaan en sê bly nou stil. Jy doen dit, jy doen dat en dan oor 2 weke maak ons hierdie nuwe skool oop. Verstaan ons mekaar? Dit voel vir my regtig waar of mens partykeer so volwasse ouer persoon nodig het as dit kom in ons land. Maar nou ja, wat dink jy gaan met die land gebeur as die kat die muis baas gemaak het vir die laaste 30 jaar? Natuurlik gaan dit so gaan. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde dag verder. Totsiens.